skyn in die reën en ons deel alles samen die lewe. Jare het ek net in drome geleef, na iemand soos jy het ek altyd gestreef, en nou is dit waar, net toe ek dink aan iemand soos jy het ek jou ontmoet en toe kom jy na my, nou is ons by mekaar. Gee my jou hand, dra my ring in jou vinger, die deur van my hart is oop, kom maar binne, gelukkig en altyd tevrede, deel ons alles samen die lewe. Godlief stors! Meneer die visiekanselier, ek vra u dus nou om die graad dokter Scientiae aan Sias Johannes Stefanus Roux toe te ken. Arme Sias. Sias? Ja, shame. Hy het al sy elemente geskeur. Elemente? Ja, die elemente van sy skouers, toe hy gister bome geplant het. Kragtens die bevoegdheid aan my verleen, ken ek hiermee aan u toe die graad Dr. Scientiae. Absolute toeval. Die pragtigste klein bettes vir 'n belaglike prys soos R800. Of so iets. Ag, dit was nie baie groot nie. Dit een van daardie kleintjies, sulke rye boeswans. Ag, en so rye ronde boutjies wat so na die ligste kant toe, jy weet, so uitdui. Ek het dadelik my chequeboek uitgehaal en 'n cheque uitgeskryf. My man is so dierbaar, hy gee nooit om dat ek geld uitgee op die soort van dinge nie. Jy weet, Maar mens kan daardie ding mos self maak. Dis nie daardie goed wat 'n mens met die kleur en die bye was maak nie? Ja, dat is wat lekker. Jy weet, die ander dag het een van my jong protégés sy nuwe gedigte vir my gebring. Dis asof hy nou 'n styl probeer bou. Soos NP van Wyk Lou miskien. Ja. Die argitekte. Die skrywer, skattie. O, kennis van die aand. Jy bedoel Raka, vrou? O ja, was dit nie Opperman nie? Daar is argitekte van Wyk en Lou. Ek het aan hulle bord gesien. Bovendien, wat maak dit saak of Opperman kennis van die aand geskryf het? Hæ? Brink. Dit was nie koerante en alles. Lees jy nie eens meer jou koerante nie. Ek het nie tyd om te maak nie. Dis mos wintie. Ek het die koerante probeer lees. As jy maar net kan leer om af en toe jou groot mond toe te hou. Hierdie mense dink ek is onnoosel of iets. Dan is nie nodig om alles uit te blaker nie. Weet my sê ek het die verstand in my kop nie, Sias. Ek het maar net probeer sê, dit is nie nodig om alles uit te blaker nie. Sien jy, omdat ek nie 'n spilhaaiverloed en grade het nie. Ek is nie skaam om te sê dat ek niks weet van Opperman en boustyle en witgeverfde mense as en daardie stywele tannies wat so intelligent kan gesels. Dink jy hulle maak pap soggens, hè? Dink jy hulle maak pap? Buitendien, dink jy van Wyk Lou en Opperman gaan hier ingeseil kom en my huis vir my soggens aan die kant maak? Jy moet so skreeu. Ek skree nie. Die
kinders. Die kinders is al lank al weg. Toe jy nog gelê het en droom oor kennis van die nag, is hulle hier uit gebreakfast en geboek. Op die goed. Dit is nie so vol femies soos jy nie. Jy kan mos nie die kinders op 'n windskool te stuur nie. Hoe dink jy gaan Niels sy matriek maak? Wat het breakfast met matriek te doen? Buitendien, nou is dit weer Neelsie en sy matriek en al die eksamenelendes van vooraf aan. Jy is altyd besig met BA en MA en doktore en professore. Daar behoort 'n wet te wees teen te veel geleerdheid. Daar behoort 'n wet te wees teen vroumense wat nie matriek het nie. Hallo Lily. Hi Bella. Ag, mense, ek bly te sien. Net om toch iemand te hê om mee te kan praat. Het jy gehoor, Bella? Ag, dit is vreeslik, weet jy. Toe dit oorkom kon ek het nie glo nie. Ek het maar net daar gesit. Nog so jonk. As hulle toch maar net uitgepraat. Is iemand dood? Tant Lily. Ag, hy het toch so mooi gegaan, dis Paul. Al moes hy homself nou skiet weer. Al musiek ook gaan. Hy die bel al prachtig as het om met musiek te gaan. Die Blue Dornou, dink ek was dit. Jy weet, dit was of ek hom so kon sien gaan. Op en op en op. Ek kon nie gister luister nie. O, dit was pragtig, weet jy. Net die wind sal weet het hy gesê. Net die wind. Madeleine sal wel die mas opkom. Dink jy so? Ek is seker. Luister maar vandag. Wil jy van my sê, jy gaan vandag ook weer mis? Ek het 'n dringende afspraak. Vir my later. U luister na Net die wind sal weet. Die verhaal van twee liefdes. Verskoon my asseblief, maar ek het 'n afspraak. Die ou pes. Ekskuus. Wees niet sterker moet my nie verby. Dokter sê erg. Madeleine. Paul, Paul se wil hulle toegemaak, Madeleine. Vir 'n rukkie sal ons nog met Paul daar. Ek is jammer, ek het nie besef nie. Maar hy is soos 'n gedagte aan 'n tyd wat verby is. Verlede Madeleine en dink aan die toekoms. Dokter. Ag, noem my Etienne. Wel, op je besef. Die arme Paul, dit is verskriklik. Ja, dit is aardig, ja, maar ek het 'n afspraak met dokter. Net 'n oomblik. Ek sê sy sal hom nooit kan vergeet nie. Hy was so sterk en manlik. Ag, hoekom is hy nou doodgaan? O, ekskuus tog dokter Paul. Bedoel, dokter Small? Ja, goed dokter. Die naam Pierrot. Roe dokter Small. Ja, goed dokter Small. Stap gerus deur dan. Baie dankie. Goeiemôre. Kom binne. Steve Small is die naam. Goeiemôre, dokter Smal. Aangename kennis. Kom sit asseblief. En wat kan ek vir u doen? BA, BCom, BSc, biblioteekdiploma, Om die waarheid te sê, ek wil matriek skryf. matriek. Baie gaaf. Nou net onderhede asseblief. Wat is die volle naam? Christabella Roux, Huwelikstaat? ongetroud. O nee. Wat bedoel jy by o, nee? Het jy nog nooit tevore 'n ou jong nooi gesien nie? Kom nou juffrou Roe. Ou jong nou, jy het dan nog nie eens matriek geskrywe nie. Presies. En oor 2 maande wil ek matriek skryf en dit deurkom. Dis 'n kwessie van lewe en dood. Doen nie iets. Ek bedoel werk jy iewers? Ek is 'n huisvrou. Ek bedoel, ek hou huis vir my pa, my broertjie en my sustertjie. Maar ek is seker sat van hele spul. En ek wil my bekwam sodat ek hulle in hulle petjie kan stuur en ek my eie potjie. My pa's vreeslik jaloers op my. Hy wil my by die huis hou. Daarom is dit beter dat hy niks hiervan weet nie. Ek sal kontant betaal. Ek het die geld. Juffrou, u kon nie na 'n beter plek toe gekom het. Ek sal persoonlik toesien dat u matriek deurkom met ons persoonlike tuisonderrig skema. U kan maar as ware sê u het al matriek. Nou, wat die vakke betref.
Zo groete mens, jongman. Waar's hy? Wat 5? Annetjie groet jy nie op eintlik nie. Hoi pa. Ek wil jou net een ding sê, jongman. As jy my dogter belangstel, sal jy 'n paar dingetjies moet doen om op te knap. Soos hare skeer en was. En tanneworsel. Om te dink, tussen daardie hare sit die toekoms van 'n volk. Met sy gevreet het die volk nie juis 'n kans nie. Maar pa, raai net wat. Ons gaan nou swat. Miskien help dit 'n bietjie. Ja, dokter, ons gaan nou swat, onophoudelik swat. Pas op my kat. Archimedes. Gewig van die volume vloeistof verplaas is gelyk aan die massa van die liggaam wat dit verplaas. Bella? Bella, is jy daar? Ja, Het jy teruggekom? ek was net my haar. Sy was sommer net haar hare. Nee, dis genoeg patologie vir een dag. Rammetjie, uitnek? Enetjie toe. Nee, as ek gesê het nee, dan bedoel ek nee. Nee, ons gesels. Dis 'n heerlike dag in die openbaar en ek is buitendien in 'n by vir gesels. En waaroor nogal? Oor ons toekoms. Nou, dan moet ons doen, dan moet ons nie gesels. Nee, ons gesels. OK, kom ons begin by jou pa. Hy kan my nie vat nie. En as hy nie van my hare, dan hoef hy my mos nie aan te val dan nie. Ek bedoel, ek gee hom mos nie onsedelik aanrand of iets nie. Oeh, so verligting om dit te weet. Maar ek kan jou nie weerstaan. Jy's vir my soos 'n marshmallow op 'n Kersfeesbaan. Baie dankie vir die kompliment. Maar kom ons gesels liewer oor op. Dit wat my pa jou nie kan vat nie, is net jy jouself nog moet bewys. En ek stem heeltemal saam. Bewys? Bewys? Wat 'n bewys? Ek is 'n man, 'n vierkantige man met my voete op die grond en 'n motorbike daarby. Nou ja, dis net hoekom jy jou sokkies al moet begin optrek. Jy wil 'n groot pedagoog soos my pa word. Iemand wat ander mense leer. Maar jy's nog 'n kind, jy's 'n losbol, jy's oppervlakkig, net soos jy op jou motorbike begin klim. Motorbike? Jy kan my hier insleep, maar jy los my motorbike uit. As jou pa my nie kan vat nie, alright. As jy my nie kan vat nie, drop my. Klap. Nee. In 1917 breek die revolusie uit. 2 meiers. En na geweldige neerslae en verliese het die... Dis 'n lekker nuwe resep wat ek het.
Ja, Kan ek aankom, Auntie? ek mag volplooien wees, maar ek is nie jou auntie nie hoor. Auntie is een whatchamacallit. Ekskuus, Auntie. Ek meen tante. Pietje. Kan ek help? Nee, wat man. Jullie oudjes kennen al van jullie, met jullie hartseer stories. O, jullie toepen waar jullie kon zoeken. Ja, dan Lily, ek wou self met iemand gepraat het wat kan helder dink oor die liefde en sulke sake. Tante, ek mos die roes. Die roes? Dan weet tante seker van my en Annetjie. Ons is verlief, maar papa, ek kan dit nie verstaan nie. Hy kan my nie vat nie. Ons hoort tog by mekaar. Ach man, oude stywe lipsias. Ek sal my nie waarom bekommer as ek jy is nie. Hy is geen bekommernis nie. Volg jy nou van my. Kruip met jou dop uit en leef. Ek leef. Is daar een oues wat leef, is dit hierdie laaitjie. Ja, jou tante had ook al lang pad geloop saam met die liefde. Jy weet, ek is net so prom en proper soos ou Sias. En my man was 'n regte slawedrywer. Maar gelukkig is hy te dood, jy weet. En van toe het hierdie tante van jou nou regtig losgebreek. Nee, glo jy nou van my. Moet nou nie vir jou oor môre bekommer nie. Môre sal vir homself sorg. Môre sorg vir homself. Ja, en vat jy nou daardie meisiekind en druk haar. Ja. Ja, maar jy moet met haar trou. Hi, Auntie. Ja, en jy sal sien, hy oostrywerlip van Sias sal dadelik 'n kraak kry as hy die eerste klein ding oor kwessie. Regtig, Auntie? Ja, maar jy moet goed wees vir Annetjie. Ja, nee. Nee, ek sal. Wie liefde. Op die liefde. Regnen, regnete, geregnet. Schlagen, schlug, geschlagen. Scheitern, scheiterte, gescheiterd. Ek hoop nie dit beteken soos wat dit klink nie. Kom nou juffrou, 'n bestemde artikel met 'n nominatief. Die, der, das, die. Datief? Der, dem. Tots. Dem nog 'n slag. My soetkoekies. Dem. Sê jy nie so ordentlik kobai nie? Ag, al wat jy altyd wil doen is soen. Kwaai. Alles verbrand. Die suster is sopas opgedaan. Suster? Ek neem so aan. Ma. Ma. Hou op, de ma. Maar ma. Ma, in hemelsnaam, julle twee hou op om my so te ma. Ek voel dat er soos 'n ma. Mama, nee. Sy is siek. Sonder twyfel. Is u nie 'n suster nie? Net so nie aangeneem nie, maar ek wens ek was al. Aangeneem. Oor die vernedering. Daar paas maar uit. Gou dominee kry 'n glas water. Dominee, ek's nie 'n dominee nie. En vir wat vra jy my of ek 'n suster is? Wie is jy presies? Dis dokter Smal. 'n Dokter, nou doen iets. Hier lê maar uit soos 'n kers. Met die beskrywing van die embriologie van die Valentia sal daar gebruik gemaak word van die afkortings en terminologie soos deur Johansen en Maheshwari in 1950 gebruik is. Die belangrikstes wat gebruik sal word is die volgende: CA die terminale sel pro-embryo, CB die basale sel van die twee sel pro-embryo, Q die twee naast mekaar liggende dogterselle van CA en M die boonste dogtersel van CB. Dan het ons ook nog die volgende, daar is CI, die onderste dogtersel van CB, N en N1, die dogterselle van CI, S die suspensor, L en L1, die boonste en onderste reekse selle wat ontstaan uit Q, PCO, saadlopstreek waar die saadloppe ontwikkel, PVT die epikotiel of stingel aanleg, en laastens die PHI, die hypokotielstreek waaruit die hypokotiel en wortel ontstaan.
Nou kan ons mekaar ten minste hoor. Niels, jy weet jy's nie veronderstel om te speel terwyl ons moet swat nie. Maar ek kan nie swat nie. Al my boeke raak net weg. Ek kan dit nie verstaan nie. Dis jy. Jy steel verdomp my boeke. Wat is hierdie? Is my wetenskapboek. Die basiese beginsels van vis vir eerste jaar. Jy jok hier. Niels, los uit. Ek gaan nou vir ma sê. Moenie my droomstokke gooi nie. Dom gietjie. Moeder, Vir wat klop jy nie voor jy sommer inkom? maar ek het geklop, moeder. Van waar skielik die moeder? Ek het net gedog oor maar nou die dag flou geval het toe ek ma gesê het. Hoe sê jy? Oor maar nou die dag flou geval het toe ek ma gesê het. Was nie nodig om vir dokter Smal te sê ek het uitgepaas nie. Ek is jammer, moeder. Maar Niels het al baie speel drom. Hy sê sy boeke is weg, dan kan hy nie leer nie. Wie? Niels sê sy boeke is weg, dan kan hy nie leer nie. Hy speel drom. Niels is ook so verstrooid. Dis gewonder dat hy sy boeke verloor nie. Ma, en wat maak ma met Niels se wetenskapboek? Geef vir my die boek. Dis myne. Ma, dis Niels se boek. Geef vir my daardie boek. Ma, wat presies gaan hier aan? Wie is hierdie dokter Smal wat elke dag hier kom besigheid doen? En hoekom sê hy vir ma juffrou? Wel, ek Hoekom dink hy ek is ma se suster? En hoekom leen ma Niels se boeke sodat hy my die skuld kan gee? ek studeer. Wat? Smal is my promotor. En hy gaan my help om vir jaar matriek te skryf. Daarom leen ek Niels se boeke so 'n bietjie. Eintlik is dit 'n verrassing vir jou pa as hy sy professoraat gaan kry. Daarom sal ek bly wees as jy dit 'n bietjie geheim wil hou. Ma, maar dit is absoluut wonderlik. Natuurlik sal ek help as dit 'n pa verrassing moet wees. Ek dink dit is fair. Dink jy regtig so aan? Ja, ek sê mos, maar hoekom nie juffrou? Wel, Tanelli sê, vrouens wat verder studeer is net gefrustreerde mense. En ek wil nie eens Smal moet dink ek is so een nie. Ma, dis skreeu. O ja, ma, kan ek maar vanaand saam met Johanna Rigoletto toe gaan? Wat my betref is dit reg, maar jou pa gaan die aapstype kry as jy saam met Johan gaan dobbel. Vandat hy ouderling geword het, wil hy nie eens meer rummy speel nie. Rigoletto is 'n opera, ma, van Verdi. Opera? Ons ooreenkoms, ma, pa aan die matriekstorie. Wel, jy laat my nie veel keuse nie, né? Is 'n deal. En ma, help my met pa en Johan, asseblief. Okay. La donna e mobile. Johan, jy gaan my pa wakker maak. Hi. Kom ons speel ek is gek kort en jy. Moet so toe. Johan, jy's verspot. Kom. La donna e mobile. O so. Julle opera is nogal baie oor, né? Hi, pa. Haai, wel, ek bedoel dokter. Kyk, Boet, is dit nou hoe laat jou operas by die meer ophou? Nee, maar kyk pa, Rigoletto was 'n vreeslike lang opera. En bydien kon ons nie na die meer toe gegaan het nie, want my eyster is vodder. Jou wat is wat? My eyster, my bike, hy's vodder. Kyk hier mannetjie, voor my gebruik jy nie daardie pastertaal nie. Ek maak nou nog van jou vodde. Pa, Johannes het 'n student, hy sal nog groot word. Dan beter hy nou begin. En laat ek nou vir jou duidelik stel. My dogter is jonk, onskuldig en vatbaar vir invloede. Maar pa, En ek gaan haar nie blootstel aan gomtorre soos jy nie. Miskien jy jou hare. Kyk dokter, is ons nou man teen nee, man wag teenoor asseblief. mekaar Kyk pa, Johannes is 'n vreeslike diep mens. Hy's 'n filosoof. Julle ken hom nog net nie. Daar's iets binne in hom wat moet uitkom, iets groot wat onderdruk word. Dit kort net 'n bietjie op hom. Gee hom kans, dit gaan nog ontwikkel. En groei. waarin gaan hy ontwikkel? Hy gaan 'n groot pedagoog word. 'n Pedagoog. Pedagoog, my anti-pedagoog. Kyk hier jongman, vat nou jou stukkie eystervodde en dan sit jy hom aan en dan gaan jy daar by daardie hekkie uit en verwyder jou Pa, Kom Annetjie, op bed toe. maar pa, Kom Annetjie, ek praat net een keer. maar pa. Die hoeke tussen 'n raaklyn en 'n sirkel en 'n raakpunt getrek word. Is gelyk aan Finito, shoes. Klaar. Ek is klaar met hierdie kantige materies van julle. Maar laat jy jou deur een ou probleempie onderkry. Probleempie. Hierdie probleem van julle, se antwoord is 40 oor 41. Maar julle sê dis 19 oor 17. In alle geval,
Ek staak my kursus vandag nog. Nee, juffrou Roet, Christabella, jy's verkeerd. As ek sê dit is 1917, dan is dit voorwaar 1917. En as ek sê jy's verkeerd, dan is jy verkeerd. Ek is nie verkeerd nie. Koffie? Jy begaan 'n fout, Dr. Smal. Ek maak nooit 'n fout. 'n Mens maak nie 'n fout nie, Dr. Smal. 'n Mens begaan 'n fout. En ek het hom gevind. Die fout. Jou fout. Jou fout. Bereken die waarde van A kwadraat plus B kwadraat minus B kwadraat. En op hierdie eenvoudige stelletjie is die eenvoudige antwoord 41/40. Maar daai probleem is al 4 jaar in die lees, sal julle nog nooit daaroor gekla Maar niemand het nog ooit dit reg gehad nie. Julle sê in die probleem dat 9 tot die mag 2 18 is in plaas van 81. Natuurlik is die antwoord dan 19/17. As jy te onnoosel is om te sien dat die probleemstelling totaal foutief is. Glo jy my nou? Maar juffrou Roet, Bella, het is ongelooflik. Hoe op aarde het jy dit agtergekom? Maklik. Agter die wasmasjien. Tot ziens. En medicinale sneesdoekies bied u met trots. Net die wind sal Troetel uw gesig met 'n Gon skoonheidsbehandeling. Van die pad na 'n man se hart begin by daardie spesiale glimlag. Daardie Gon glimlag. Madeleine, liefste Madeleine, ek is nog so swak, so uiters swak van die gif. Maar moet my nie verlaat in my swakheid nie. Ons het al so baie stry gekry. Bly die een keer by my en moet verlaat. Karel, as jy so praat, word my hart week. Dan kan ek nie anders as om met te oorweeg om weer die lewensweg saam met jou te bewandel nie. Moet asseblief net nie meer gif drink. By jou is ek sterk, maar sonder jou drink ek gif. Paul. Madeleine, Madeleine. Middag, Bella. Goeiemiddag, Dr. Smal. Is jou pa hier? Nee. Kom gerus maar binne. Dr. Smal, dis pragtig. Bella, juffrou Roet, ek het gedink dat sy jou inspireer om met die kursus voort te gaan. Eerstens, laat my sakgeld nie juist verdere leerdery toe nie. My pa raak omgekrap omdat my huishouding onder my leerdery lê. My bure begin skinder omdat jy so baie hier kom. En ag, ek sal nooit al hierdie werk aan baas raak in so 'n kort tydjie nie. Bella, ek het gister ontdek dat jy 'n wiskundige genie is. Nee, wag, moenie teepraat. En daarom het ek besluit om jou voortaan die lesse gratis te gee. En laat ek net verder praat. As jou pa moeilik is, dan kom jy eenvoudig daar na my kantoor toe vir die lesse. Dink jy regtig ek sal die paal kan haal? Ek is daar oortuig van. Toe, terwille van my. Goed. Jy kan maar sê, Bella het klaar haar matriek. Hallo Bella. Dat ons mekaar nou juis hier moet raakloop. Hallo Tannie. Ek sien jy koop skryfpapier. Kerel. Dis vir my dogter Tannie. O. Pragtige skryfpapier het hulle hier. Regte Moonlight and Roses. En hoekom is jy so skaars deesdae? Gewone dinge. Die huis en Neelsie skryf matriek. Matriek? Ag, hartjie. Ek het al alles vergeet wat hulle my geleer het. O, wat 'n pragtige ou teddybeertjie. Hy is nie vreeslik van Paul nie. Paul, wat het Paul? Paultjie van net die wind sal weet. Het jy dan nie gehoor nie? Ek het 'n maand lank geluister. Wat het dan gebeur? Hy het gif gedrink en nou sy maag onderste bo. Ek het gedog hy's dood. Almal het so gedink, maar hy het wonderbaarlik genees en toe drink hy weer gif.
Chris? Nee, Redtex. 'n Lewensessens en parfum is net die regte ding vir 'n gebroke gees. Bella, daardie man wat elke oggend so aan julle deur klop. Wie is hy? Man, dis seker 'n verkoopsman. Oh nee, Bellaatjie. Hy kuier glans gereeld daarvoor. Is sy naam nie miskien Smal nie? Smal? O, jy bedoel ou dokter Smal. Einstein. Ja, Annetjie neem ekstra klasse by hom. Hy ry gaan af met teses. Oh. Jy sal Annetjie teen hom moet waarsku, Bella. Hoeso? Want hy is 'n regte kanalie onder die vroumense. Nee? Ja, hy is voor die meisieskool uitgesmyd omdat hy met die onderwyseressies passies begin te maak het. Jy weet, as daardie ou bok regtig die dag honger raak, wil ek nie sy groen blaartjie wees nie. I wandered lonely as a cloud that floats on high or vales and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. En nou terug na ons verhaal. Die groot vraag is, gaan Madeleine getrou bly aan Paul? When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Kom binne, dis maar net ek. O, Madeleine, kom gerus binne. Ek het so baie aan jou gedink die afgelope tyd. Hoe gaan dit met Paul? O, dokter, ek het juis kom raad vra oor Paul. Hy het so agteruit gegaan. God. Kumembirwa dinsimdala henhla eka suka zambe hi. Is dit die brandweer? Meneer die brandweer, kom help te gou. Hier is 'n vreeslike groot brand. Ja. 'n vreeslike groot brand. Kom help tog asseblief gou. Bella! I wandered lonely as a cloud that floats on high or vales and hills. I wandered lonely as a cloud. Bella! Bella, waar is jy? Red jy so lang vir Bella, dan vat ek die meubels uit. Bella! Dank Vader, jy leef. Wat gaan aan, Sias? Die huis is in die brand. Wat gaan aan? Dis my boot. Jou wat? Dis gaan brand nie, dis my skaapboot. Kom laat ons dankie sê. Geluk. As jy jou eksamenvraestelle kan beantwoord soos hierdie toetse, kan jy maklik die eerste klas behaal.
Laat ons dan maar dankie sê. Onthou om besondere aandag te gee aan die anatomie en die voortplantingsmetodes van die erf. Vir matriek is die anatomie en die voortplantingsmetodes van die erfworm van die allergrootste belang. Laat ons bid. Hier sal niemand ons ooit kry nie. Ek kom sit altyd hier so as ek in 'n by is om te dink. En wanneer dink jy? As ek verlief is. Johan, dink jy ook soms aan trou? Wat is die snaaks daar? Niks nie. Is net dat 'n sekere gypsy vir my gesê het ek moet jou vat, druk en jou trou. En? Ek dink aan. Ek dink ernstig daar. Dit is wonderlik. Ons sal kinderlik en verlief bly vir die res van ons lewe. Ons sal verlief wees op die liefde. Mag van die liefde. Onverantwoordelike losbolle. Soen my en druk my dat ek sterre sien. Hierdie marshmallow kan net verbygaan. Annetjie, wat gaan met jou? Wat bedoel jy? Sekere ou vroukie het my voltyd vertel. Gesê, ek is jou. Annetjie. En ons sal vir altyd alleen wees. Soos nou. Altyd. Susan, is dit jy? Nee oom, ons is verkenners van 'n body se voortrekker komando oom. Ons sny spoor oom. Nog 'n snyspoor op 'n ander plek man. En sê vir oom Badi, hier is twee losbolle wat vrek verlief is en graag wil alleen wees om te vry. Julle! Ai julle ouens, kom gou hier. Daar's twee verliefde losbolle wat graag alleen wil wees om te vry. Kom binne. Onderste bo, ma. Ek tog is jou pa. Ma, ek vrees ek jammer oor pa en die geëtery. Ek bedoel, pa moes geweet het ma doen dit alles vir sy onthaalwe. En buitendien is dit verskriklik om 'n huis aan die gang te hou, vir jou matriek te swat. En nog jou man ook op jou verlief te hou. Die laaste een is die moeilikste een, my kind. Ma moet vir tant Lily gaan raad vra daaroor. Tant Lily. Hoe lyk dit? Vorder maar dan. Wel, die voortplanting van die aardworm is nie die interessantste onderwerp onder die son nie. Ander huisvrouens lees soetsappige romans en berei die heerlikste disse vir hulle mans voor. Ek veroorsaak amper dat die huis afbrand deur my verstrooidheid. My familie leef deur van vis en skleifies. Versmal word al hoe moeiliker om op 'n afstand te hou. En ag, alles word net te veel vir 'n mens. As ma iets wil beteken, ek bewonder ma vir elke ding. En ma gaan ma se matriek maak, ma en Neelsie. Julle gaan albei onderskeidings behaal. Ek weet dit. Dankie my kind. Dis 'n riem onder die hart om te weet dat daar iemand by jou staan. Maar jy's baie positief deesdae. Ek kan nie anders nie. Ek is verlief. Ek is tot oor my ore toe verlief. Ek en Johan verstaan mekaar nou beter as ooit vantevore. Dis wonderlik om verlief te wees, my kind. Maar jy moet goed seker maak. Maar ek is seker. Wel, 99% seker. En die 1%? Pa. Sias Roos nie juist die taktvolste mens wat ek ken nie. En pa wil ek nooit in sy klipkop kry dat Johan eintlik 'n baie goeie en 'n ordentlike seun is nie. Hy het ten minste sy matriek. Hy is nie onnosel nie. Dink maar dat ek sal op 'n onnosel man verlief raak. Ek dink Johan is 'n gawe seun. Al wat hy kort kom is 'n pappa onder sy blaker
En niemand anders kan dit vir hom gee, behalwe jy nie. En wat hom en pa betref, ek sal Sias se roep 'n paar skoppe moet gee. So tussen die matriek en smal deur. Dit dan wat die anatomie van die ape betref. Maar kom ons gesels nou 'n bietjie oor iets anders. Iets waaroor ek al lankal wil praat. O, en dit is? Ons twee, Bella, jy en ek. Gat, Dr. Smal. Stevie, my naam. Asseblief, Dr. Smal. Bella. Ek bedoel Stevie. Jy kan nie langer aanhou om my so te ontwyk nie. Luister nou na my. Wag, daar is iets wat ek vir jou moet vertel voordat ons 'n woord verder praat. Doe maar. Ek weet wat. Dit hier? Bella, ek is mos nie blind op George nie. Annetjie is nie jou sussie, sy is jou dogter. En wat my betref voel dit of sy my eie kind. O, Annetjie. Ja, sy is my dogter. O, dis 'n verligting dat jy weet. Wag, daar is nog 'n probleempie of wat? Maar Bella, wat is 'n probleem dan nou nog? Dis Nielsie. Nielsie? Ja, Nielsie. Jy bedoel hy is op. Ha? Er staan nog ander. Ek bedoel is net die uit twee. Nee, Dr. Smal. Ek het gedink 2 is genoeg. Nee, ek sien heeltemal so. Natuurlik is dit so. Ek bedoel natuurlik is 2 oorgaan. Wat ek wou sê, juffrou Roux, ek is eintlik al jammer dat die eksamen nou al môre begin en dat u nie langer van my dienste sal gebruik maak nie. Ek sal die klasse baie mis. Dit was 'n plesier om onder u te studeer, Dr. Smal. Ek sal die kursus aanbeveel. Kom, dit word donker. Sal ons loop? Die verkeer het my vasgekeer. Ella, ek is terug by die kommandes oor jou. Kon jy nie gebel het en gesê jy gaan laat wees nie? Ons moet opskit of ons later professor Bonsma se onthaal. Sias, ek dink nie ek kan saam met jou gaan nie. Hoekom? Ag, ek is moeg en ek het werk en... Luister, Bella. Dit word van my verwag om daar te wees en jy ook. Nee, ek gaan nie die dekaan aanstoot gee deur nie daar te wees nie. En ek gaan beslis ook nie sonder jou nie. Dus, of jy nou lus het of te nie, jy gaan saam. Buitendien. Dalk kry ons iets anders as fish and chips te eet vir 'n verandering. Een dierbare mens. Dr. Smal het al die drempel deurgeloop. Maar glo my, Hartjie, een van die dae gaan haar man dit agterkom. Ja, mevrou. Elke partikel in die heelal oefen met aantrekkingskrag op elke ander partikel. Die krag tussen twee partikels is evenredig aan die produk van hulle massa's. En omgekeerd evenredig aan die kwadraat van die afstand tussen hulle. Magnifiek! Mevrou, dit verbly my om te weet dat 'n gewone huisvrou so baie by die wetenskap afgaan. Ek is bekommerd oor Bella. Het jy al gesien sy is al ewig deur mekaar met die professore? Bella? Ja, dit was so. Wat dan? Ek wil nie help om spek te doen. My vakgebied is geskiedenis. Ek besien nou al so dokters na haar toe. Napoleon was een van die grootste militaire ingenieurs wat die wêreld ooit gesien het. Maar die oorsaak van sy val lê juist binne sy karakter. Vanaf die eerste Italiaanse veldtog, dwars deur Ulm en Austerlitz tot en met Waterloo, was dit magshonger wat hom aangevuur het, terwyl sy energie verminder het. Buitengewoon uitsonderlik. Sias, wat hoor ons van jullie, jong? Wat hoor ons? Professor, maak een beetje wat, professor. Professor, mevrouw de Kok. Professor Van der Velde. Professor Michael. Collegiaal. Sien jy sy baas daar, die diaken? De kan. Sien? De kan. Ek sê maar so, diaken. Dit hang van daardie diaken af of Sias nou sy professoraat gaan kry. Wat ek je voorstel aan die wêreld se grootste erfwinkenner, professor Bonseman. Die uitskeidingsorgaan van die erfwinning wordt natuurlijk die Nefridia genoemd. En die Nefridum is een nefrostom, wat met Bijzonder keurig en... Sias, goeie vriend met zo'n charmante vrou verdien enige man 'n professorskap. Wanneer kom julle by ons eet, hè? Hartelijk tof.
Dis nou dokter Smal. Nou gaan die poppe dans. Die is die skone dame. Ek dink ek het 'n hoofpyn. Maar mevrou, jy kan ons nie vir die spring nie. Maar jy kan as jy nou verlaat. Christabella. En hoe kom dit? Meneer Raul, moet professor Verstrooi. Ek bedoel dokter Versmaal. Ag, professore Jansen en Wipneus en Sias. Dankie. H-E-L-P. Dis daarom hengegaal van ma my skool toe te vat. Is jy bang? Yes, ma, knip. Maar is alright, moenie oor my worry nie. Nee, dit sal goed gaan. 'n Mens moet net vir jou sê dit sal goed gaan. Hy maak regtig nou maar jy ontdraai. Ek is alright. Nee, ek kom saam. 'n Ma moet saam gaan as haar kinders matriek skryf. Ons leer met julle van graad 1 af. Is julle gereed? Begin. Heerlik in slaap. Ons pak die boeke in 'n hoë pak en as ons klaar is met dit, kyk ons sommer in die handkas. Wat wil maar eers te doen? Geskiedenis of biologie? Die aardwurm. My spotvraag is die aardwurm. Is maar seker. Ek is doodseker bladsy 258. Daar sy. Is nou maar lekker dat ek nie meer jou boeke hoef te steel nie. Dis like maar. Dis vir dit ons saam kan swat. Nou is ons 'n team. En jou pa lê en snap soos hy slaap. Nog 10 minuten. Vijf minuten. Hou op, skryf. Maak die antwoordeboeken toe alsjeblieft. Maar hier staan dit, swart op wit. Hulle wil die politieke oorsake hê. Maar dit is mos maar bevoordiging van die adel, onderdrukking van boere en ontevredenheid by arbeiders. Maar jy is met die maatskaplike oorsake besig. Ag, is nie maar. Hulle wil die politieke oorsake hê. Ontaarding van koningskap, besluit van regering. O, gats, ma. En ek sê, ma gaan gatties chop. Ek bedoel, ek gaan gatties chop. Jy is heeltemal reg, Neelsie. Jy gaan geskiedenis dop omdat jy maatskaplike oorsake met politieke oorsake verwar. Bella, dis nou nie oor dit nie. Ons moet die geskiedenis van die Engelse kolonisasie. 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 Dis nou nie oor dit nie.
Maar jou hulp met Niels se matriek is besig om jou huishouding in duie te laat stop. Jo, maar my man, ons skryf mos saam met hulle deur elke eksamen. En hy skryf mos maar 1 keer matriek. Hou moed, daar's nog net 1 vraestel oor. Ooh! Duits, Latijn, letterkunde, wiskunde. Alles moet verdwijn. Kijk wat krijg ik in je paarsekas. 10 jaar oude KWV. Toe, wat verwacht jij? Breng die glazen in die kook. Just like mom. Just like mom het dit gemaakt, ek en jy. Maar het is niet voor jou niet. Ag, ek maar net die boeke se gesupply. Waar was die inspirasie? En nou is het alles voorbij. Jippie! Al die examens is nou klaar. Je gaat die, je gaat daar. Nou begin die pret voorwaar. Je gaat die, ja, ja. Dink jy ek sien jou nie? Dis is soms 'n bietjie pynlik. Ek is lief vir jou, jy's my held. En jy meisie? En jy meisie, vir jou wen ek sommer die wêreldbeker. Jy's 'n bietjie tingerig, maar ek's mal oor jou lyfie. En jy my meisie, jy die mooiste beenstyf van die Noordpool. Oh, jy's die mooiste heldhaftigste man in die hele wêreld. Jy's myne vir altyd en altyd. En hierdie held is daar om jou te beskerm teen die res van die wêreld. Anneke, trou met my. Oh, wat 'n pragtige idee. Al die examens is nou klaar. Jy gaan daar. Nou begin die pret voorwaar. Jy gaan die, ja, ja. Nou slos moet laat waai. Gaan sit jy die bottel weg, gaan ek die glas gaan uitspoel. Goeie skat. Hoe gaan dit? Nee, dit gaan goed, dankie. Dis gaaf. 'n bietjie melk? Oh, dit sal lekker wees. Ons eet vanaand by die dekaan, wie jy? O ja. Ja, natuurlik, ek het onthou. Nelsie is vandag klaar met eksamen. Is jy reg vir die dekaan? O ja, ek is altyd reg. En hier in die eetkamer het ons die pragtigste ou Duitse porseleinborde teen die muur. Is hulle nie fraai? Werklik mooi. Dis my sin. Ja. Van uitwede gepraat. Ons moet dit iewers nog 'n wapentjie of so iets hê wat destyds gemaak is, uitgegee is toe Jan Smuts die Verenigde Volke in 1930 of so iets begin. Professor, maar maak jy nie 'n fout nie. Is dit nie die Volksverbond in 19 nie? Volkerbond? Bokkie? 29? Ek dink sy is reg.
Geluk vir my beter. Ek sal my fout redelik erken, want 'n historikus is ek nog maar eenmal nie. Ek is 'n man vir die eksakte wetenskappe. Die kunste die laat ek maar hele vroumense oor, behalwe musiek. Musiek streel die gemoed. Ek is byvoorbeeld mal oor die Appassionata van Bach. Beethoven. Toe maar. Doe maar. Ekskuus tog, ja. Toe maar. Heeltemal oor. Ja. Het jy so 'n moeilike dag gehad? Ja, ek kan verstaan. Ek het gaan staan en wynglase omgooi en dis jy. Jou gedrag het my tot waansin gedryf. Op elke fout wat jy kan maak, korrigeer jy hom. Hy het self vir my gesê hy hou niks van vrouens wat ja en amen sit te sê nie. So, hy's mal oor my. Sy voet. Dis 'n groot gek laat lyk en dis my status en my bevordering ook daarmee heen. Sias, as jy nie bereid is om af en toe tweede viool te speel nie, raai ek jou liewer aan om jou eie orkes te stig. Skorrie. Waarvan praat jy? Hiervan praat ek. Huh? KWV, 10 jaar oude KWV. En waar is hy na 2 in die oggend? Toe nou moet jy so bohaai maak nie. Jy het self die kind toestemming gegee om vanaand te gaan dans, saam met sy maters. Dit hinder jou nie as jou eie kind aan drank verslaaf is. Dalk nog stilletjies rook ook waarskynlik dagga en tot wie weet watter tyd die nag die stad borings neem nie. Moenie so melodramaties wees nie, Sias. Seker gebruik vir 'n wetenskaplike eksperiment. Wat? Met 10 jaar oude KWV? Waar is my sandbok? Sias! Sias! Sias, wat jy? Waarheen gaan jy? Sias, kom hier! Die klein alkoholus. Sias! Kom hier! 'n Paar keer 'n moere hierdie tyd van die oggend rond. As hy nou maar kan ek dit my goed voorstel. Hier. Vee af jou lipstick en skuif nader, laat ons kan begin. Niels, jy's so volwasse. Sias, kom lê. Dit help nie om een keer elke 5 jaar aan jou kinders te dink en dan 'n aanval van vaderlike hysterie te kry nie. Dis nog nie te laat nie. Maar Sias, Hier sien nou. Vanaand gaan sy sterk brand. Sias. Om baie laat vir pa nog wakker te wees, moet pa nie maar liewer gaan inkruip nie. Nou ja, dan sê ek maar vir eers goeienaand.
En toe? Nee, wat? Ek was my hande aan onskuld. Jy het daardie kind vir die verderf grootgemaak. Ek sal my maar by my mooi dogter bepaal. Wat bedoel jy met Sy is so rein soos 'n lelie. Lelie? Sy was nog niks anders as 'n vreugde vir haar ouers nie. Sy is intelligent, bedagsaam en gedissiplineerd. Ten minste lees sy nie soos daardie lief van jou hierdie tyd van die nag nog op die straat rond nie. Sia, so het ek dit dan met jou. Jy het self vir die kind toestemming gegee om saam met Johan te gaan lentevlot te bou. En hulle is nog lank nie terug nie. Wat? Nog iets saam met daardie Pastor Bossa? Bedaar, Sias. Daar's honderde studente wat vlotte bou en dosente wat toesig hou. Toesig se voet. Ek kan presies raai wat toesig sal help as sy na jou moet aard. Sias! Moenie ophou nie. Sias, daar is op aarde niks verkeerd met die seun nie. Sy hare is 'n bietjie lank, maar hulle dra dit deesdae so. Wak. Eers moet die hare groei soos 'n vroumense. En dan moet hulle later 'n vuil boskasie van 'n baard dra, net om te wys. En dan kom jy en sê daar's absoluut niks meer verkeerd nie. Sias, gedra jou vir die kinders. Jy gaan nie van Annetjie 'n spektakel maak vir haar vriend nie. Vriend se ding is, haar vader is haar enigste vriend. Sias! 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 Pa, raai net wat. Johan het my gevra om te trou en nou is ons privaat verloof. Pa, is iets verkeerd? Hoe het dit aan jou gedoen? Doe maar my kind, jou pa sal jou beskerm. Ek het geweet hierdie wat rot sal een of ander tyd 'n ramp oor ons bring. Maar pa! Hoe durf jy dit aan my dogter doen? Hey, jongens, wat? Wow, dat is prachtig. Maar gooi je dat net met je handen. Jy is nog zo opperwakker. Als je de kraan je neus ziet, mag je dadelijk van jou een rek. Ach, los mij uit, ouwe vrouw. Wie is jouw vrouw misschien? Dat was mooi. En waar de drommel wil jij nou hierdie tyd van die nag heen voeter? Weg. Ek voeter weg. Jou seun lê in sy slaapkamer en skaam hom mors dood oor sy vader, wat 'n voorbeeld vir hom behoort te wees. Jou dogter lê met 'n gebroke hart, haar oë en uithuil op haar bed. En jou gewese vrou sien nie langer kans vir 'n man wat soos 'n besetene met 'n sambok in die vroeë oggendure in die tuin cowboys en crooks met sy dogter speel nie. Daarom is dit vaarwel, Sias. Wat die Joos bedoel jy, vrou? Jy is die afgelope 2 maande al so snaaks, en nou is jy nog snaakser na 'n nag van hysterie waarin ek geen oog toegemaak het nie. Juis. En wie was verantwoordelik, man alleen vir die hysterie? Dus. Vaarwel, Sias. Ag, nou toe dan. Kom by. Ek is moeg van vaak en ek gaan slaap. Skurk! Is dit soos jy vaarwel sê na al die jare? Kom slaap, vrou.
doen net nie so iets nie. Alles is chaos. Ek het nie geweet wat om aan te trek nie, sy het nie my klere reg gesit nie. Annetjie verbrand die kos. Ek weet, pa. Irrasioneel en totaal onverantwoordelik. Hoe kon sy so iets doen? Wel, terwyl pa het aangeslaag getrap. Sy het 'n ligte uitvalletjie gehad. So erg was daarom nou regtig ook nie. Wel, maar die manier waarop pa Johan behandel het. Hy het niks met die saak te doen nie. Moenie sy naam nie in die huis noem nie. Al hierdie gehelpery met my eksamens was net blaf. Maar het alles gedoen net om pa te verras met die kry van die professoraat. Wat gedoen? Maat matriek geskryf. Maar wat? Maat gematriek. Matriek, nagte se harde werk. En dit alles net vir pa. En wat doen pa daar omtrek? Al wat pa doen is moan. 'n Mooie Afrikaans sê. Okay, pa het net gekerm. Nou, doen iets man, bel die polisie of iets. Ma is nie 'n boemelaar of 'n dief nie. Aspek wat tot dusver nog deur entomoloog verwaarloos is die beheer en verspreiding van die vektor wat hierdie siekte oordra. Binne? Jammer om te onderbreek. Oh. Die baas wil jou Nee, die kan. Verdag. Agter collega's, ek stel graag ons dekaan aan die woord. Dr. Roux, goeie vriende. Vandag is sommer 'n groot dag in die geskiedenis van hierdie departement, want een van sy knapste manne, en die moet my nou maar vergewe, maar hierdie man lê my sommer baie na aan die hart. En vooral ook vanweë die charme van sy intelligente vrou. Is deur die raad benoem as professor op my aanbeveling. Ek stel aan u voor professor Sias Roux. Matthijs Galleprofi, Matthijs Galleprofi, Matthijs Galleprofi. Dit is maak, hè? Jy sien voor jy te lank professor is. Dankie hoor. Baie geluk. Baie dankie. En nou is ek ook in die kring van die ringkoppe. Ek wil nog vir jou sê, jou vrou is my besonder nou die aand. Baie dankie. Ek hou van 'n vrou wat haar man kan staan en 'n man, hoe sal ek nou sê, uitdaag op die intellektuele vlak. Hoekom haal jy haar nie, sodat sy saam met ons in ons vreugde kan deel? Wel, professor, ek was nie bewus van die verrassing nie en sy het 'n haarkapper afspraak. Belatjie, laat ek nou vir jou iets sê. As jy regtig 'n vrou wil wees en 'n vrou van 'n professor, dan moet jy meer nodig as matriek. Maar wat bedoel jy, Lily? Jy moet 'n bietjie wegkom van jou boeke af. Meer charme en meer mooi. Wel, jy is nie eintlik 'n prentjie nie, is jy? Nee, ek is nie. Maar ek is 'n tipiese middeljarige vrou. Maar ons wil nie hê jy moet 'n tipiese middeljarige vrou wees nie, wil ons? Laat staan jy dit nou maar net alles vir ou Lily, hoor? As ek met jou klaar is, sal die man sy harte moet vinnig laat klop. En Sia sal moet uithaal vir die vader as hy sy mooi vroutjie wil behou. Ag, Lily, nou sy sommer spytig. Ja, ons gaan jou so opkikker dat nie jy of Sias vir jou sal ken nie. En nou oortryf jy. Regtig? Baan of jy dit? Down there, plants down, then let it wet onto each step. Right, next we'll do the cobra posture, which is to strengthen the back, neck and shoulders.
While we're in this posture, we'll do the line, which is to strengthen the throat and the tongue. Pa is bevoeterd. Ma is weg. En hier sit ons, soos twee weeskinders, uitgegooi. Ja, Hy is nou 'n professor met 'n vrou wat hom verlaat het. ja. Wat sê jy as dit met jou? Ruk jouself reg. Jy's veronderstel om my held te wees. Verower my. Ek verower. Nie daardie soort verower nie. Maar dat is die enigste verower wat ek ken. Ja, dit weet ek maar al te goed. En ek weet ook nou dat al ons droom niks anders as drome was nie. Hier sit ons soos twee uitgeworpenes, sonder 'n toekoms. Ons het darm nog vir mekaar. En is tog al wat tel. Ek het jou lief. Nou doen iets daaraan. Woorde. Ek wil nie net mooi woordjies hoor nie. Jy's 'n man. Ruk jouself reg. Los die probleem op. Ek gaan. Maar laat ek net so 'n bietjie dink. Gee my net tyd om net so 'n bietjie te dink, te beplan. 'n Man kan nie sommer so hals oor kop in iets instorm nie. Wat jy sê wat? Ruk jouself reg. Jy weet jy moet van jou kant af ook iets opoffer. Het ek nog nie genoeg opgeoffer nie. Ek klim maar net elke keer op my ou eystertjie en dan vat ek die pad. Ek kon hom teruggeslaan het hier. Ja, maar jy is die klipkop. Het jy al ooit in jou lewe iets gedoen om vir my pa te wys wat in jou steek? Hy lewe in 'n ander wêreld as ons. Hy dink jy's 'n hippie. Hy verstaan niks anders nie. Nou wie jy ek my hele karakter verander net ter wille van jou pa se grille. Nee, net jou uiterlike, jou innerlike is alraai. Reg? Regtig. Wat maak hulle? Zie je, toe maar. Ik zal jou alles vertellen. Ik begin altijd bij die sitkamer, dan ga ik naar de eetkamer toe. En als dit niet interessant genoeg is, dan ga ik naar die badkamer en die slaapkamer. Tante Lily, is dit wat jy altyd doen? Vergeef me, mijn hartje. Maar je weet, zo'n mens begint te oud worden, dan stel je zo intens belang in jouw medemensen wel en weer. Niet op, vat jullie, dan kan je beter zien. Dank je. Oh, nee wat. Daar gaan niks bijzonders aan, jullie dwalen net aan een verloren schapen zonder jou. Waar kan sy toch wees? Ons het al alle moontlike plekke probeer. Pa behoor die beste. Kan doen iets, moenie net as sit en lees nie. Wat moet ons doen, pa? Gesels met my. Ek bedoel, sy is my vrou. En sy het my verlaat. En sy is waar.
Hiervandaan sal ons beter kan sien. Ek wil nie meer hier bly nie, Tant Lily. Sias is so verwese. Hy is so onmaak met die huishouding. Moet ek nie maar liever teruggaan nie? Strek nie. Jy bly hier by ou Lily tot Sias bewys het dat hy regtig jammer is. Nee, Tant Lily. Hallo, pa. Niels, jou baas die verbrande vriendkinders. Niels! Maak oop! Niels! Maak oop, ja! Gits, afhanekening is rugby, tromme en meisies. Niels! Help, iemand help! O, hiervandaan af kan 'n mens pragtig sien. O, gee die operaglasse vir my. Ek wil sy gesig ook sien. Ek wil ook sien. Dis 'n patetiese toneeltjie. Jy moet dit sien. Die arme dier. Hy is so onbeholpen, maar hy is so wonderlik. Dink hy het genoeg gehad. Ek gaan terug na hom toe. O nee, jy bly. Sit. Maar ek wil nie langer in hierdie ou by hom. As Lily sê jy bly, dan bly jy. Ek sal met hom gaan praat. Sal jy? Help my. Kom. Okay. Dr. Roux, ek het net kom sympathiseer met haar verdwyning. Ag, weet u, dokter, dit was wonderlik om so 'n engel van 'n mens in die omgewing te hê. Sy was so minsaam en innig. So lief vir haar man en haar kinders. So handig aan die huis. Almal het gedink sy's 'n wonderlike mens. Ja. Tot ziens, dokter. Wat sê hy? Wat sê hy dan, Lily? Bella. Oh, Bellaatje. Die tyd is nog nie ryp nie. Dan, Lily. Ons moet wag. Klaar, wat klaar het jy mekaar uit al die goed in die buffet omgekrap. Ek is nou klaar. Dag Annetjie, Middag, pa. ken ek die jongman? Ek moet vir iemand voorstel. Ontmoet die nuwe pedagoog. Hoe voel jy die van meer? Ek kan pa nie sien nie. My wêreld Johan. Jy lyk 'n ander mens, man. Jy lyk soos 'n splinternuwe stuk spens. Dis dierbaar. O, dis te wonderlik. Johan het teruggekeer in 'n vreemde wese.
Sy boskasie is weg. Professor Sias gee hom die hand. Bella, die tyd is ryp. Lily. Jy sê ons gaan saam klas toe vanjaar. Die landboufakulteit lê langs opvoedkunde, professor. Julle opvoedkundiges moet net nie ons boere probeer opvoed nie, dan ploeg ons julle in die aarde. Hoe lyk die rugby vanjaar? My studies is belangriker as sport hierdie jaar. Dankie. Maar ons kan hulle nog saam gaan aanmoedig op die paviljoene. Wel, ek gaan nou, Johnny. Annie, kom staan by jou pa. Ek het iets op jou aan. Nou dat die man soos 'n ordentlike pedagoog lyk, kan ek nie anders nie as om julle aangename huweliksnede toe te neem. Maar pa! Dit is wonderlik. Is daar nog 'n koppie tee? Maar jy begaat dit nie moet trou. Ja, ek weet, maar sy's nog so jonk. Ellaatjie, Leelsie, kyk. Broer, is dit die wonderlike kyk self, jy moet strikt uitslaap. Ek sing die blind, maar ons bly by mekaar vir 'n leeftyd. Ons loop in die sonskyn, in die reën, en ons deel alles saam die lewe. Jare het ek net in droom geleef. Na iemand soos jy het ek altyd gestreef.